met dit saam wil ek graag die aandag vestig op verse 18, 9, 9 en 10, ekskuus. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. En na aanleiding van dit, geliefdes, wil ons graag met u praat onder die tema van kruis na kroon. Van kruis na kroon. Terwyl ek besig was met my voorbereiding en die Here vertrou het vir 'n boodskap, dan blaai jy so deur die Bybel om te gaan kyk, waar kry jy die Engelse woord is nou references na die hemelvaart, na dit wat die Here Jesus vir ons gedoen het, en jy weet, in my hart voel ek so 'n bietjie hartseer dat ons, en ek staan nou met hand in eie boesem, ek is eintlik die een om kwaadlik te neem, dat ons eintlik net een keer 'n jaar oor hemelvaart praat. Dis eintlik hartseer dat dit so is, want die hemelvaart in essensie is een van die grootste dele van die evangelie, een van die hoogtepunte, en tog is dit een van die aspekte wat ons as kinders van die Here baie keer baie afskeep. Ons kan baie fokus op die kruis, ons fokus baie op die opstanding, ons vier Pinkster self, maar ons vergeet dat die hemelvaart die kroon op Christus se aardse bediening is. As Jesus net gesterf het, dan sou daar geen versoening gewees het nie. As Jesus net opgestaan het, dan sou daar geen oorwinning gewees het nie. Maar as Jesus nie opgevaar het nie, dan sou hy nie verhoog gewees het nie. Hy sou nie gaan sit aan die regterhand van God nie. Hy sou nie as koning regeer nie. Hy sou nie vir ons kon intree nie, en die Heilige Gees sou ook so nie uitgestort gewees het nie. Eintlik 'n moment, 'n baie groter moment as wat ons altyd raak sien. Jy sien, dit is hemelvaart wat verklaar dat die werk wat Christus hier op aarde gedoen het, dat dit aanvaar is. Die koning het nou sy troon bestyg. Die lam is nou uitermate verheerlik. En die evangelie beweeg nou in 'n wonderlike lyn van die krib na die kruis, van die graf uiteindelik tot die troon. Jesus se lewe was een van voortdurende vernedering gewees. Hy was deur mense verwerp, bespot deur die soldate, verraai deur 'n vriend, gekruisig deur die misdadigers. Die kruis het vir die mense in essensie gelyk asof dit een groot nederlaag was. Die disippels het gedink dat alles is verby. 3 dae later het die graf oopgebreek. 40 dae daarna het Christus opgevaar na die hemel. En hemelvaart beteken in essensie, die Vader het sy seun openbaarlik voor almal, voor die hele wêreld, voor elke oog wat kon sien, het God sy seun verhoog. Dis wat Paulus sê in vers 9. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. Jy sien, die hemelvaart is God se antwoord op Golgotha. Die wêreld het uitgeroep en geskree, kruisig hom, en die Vader het gesê, kroon hom. Die hemelvaart is nie net maar Jesus se vertrek van die aarde af na die hemel toe nie. Ek kon nou nie die Afrikaanse woord kry nie, maar dit is sy enthronement, sy kroning as koning. En geliefdes, hierdie hemelvaart dra vir ons so baie betekenis. Hierdie hemelvaart wat ons vandag herdenk, beteken dat Jesus regeer nou as koning. Hy sit aan die regterhand van God, sê Efesiërs 1 vers 20. Die Here Jesus is besig om vir ons in te tree. Ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelyde kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is,
maar sonder sonde. En nou vanuit die hemel is hy besig om vir elke een van ons in te tree in gebed. Maak nie saak die swakhede, maak nie saak die moeilike omstandighede nie, maak nie saak wat die dag van môre kan hou nie. Jesus bid vir my en vir jou. Die hemelvaart beteken dat Jesus het sy Heilige Gees gestuur en hemelvaart het Pinkster moontlik gemaak. Johannes 16 vers 7 het die Here Jesus gesê, dis vir julle voordelig dat ek weggaan. Julle verstaan dit nie. Maar as ek weggaan, gaan ek vir julle 'n trooster stuur. En die Here het dit gedoen deur sy Gees. En nou daardeur met Jesus wat nou in die hemel is hy daar besig om vir sy kinders plek te berei. Plek te berei om te weet dat wanneer ek my aardse bestemming nou hier klaarmaak, my oë hier op aarde klaarmaak, dat dit is nie verby nie. Jy sien, die hemelvaart wys nie terug nie, dit wys uit en uit vorentoe. Handelinge 1 vers 11 vra die Here Jesus vir die Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar. En as ons nou kyk na die konteks van Filippense, dan moet ons in ag neem, net so 'n bietjie agtergrond, dat die gemeente van Filippi het geleef in 'n tyd van wêreldse trots, van wêreldse mag, van wêreldse selfverheffing. Maar Paulus kom nou hier in hierdie brief wat hy nou in hulle wil skryf, en hy kom toon aan hulle dat daar is 'n ander koning wat eintlik oor hulle lewens moet regeer. In Filippense 2 vanaf vers 5 tot 11 gee Paulus die mooiste beskrywing in my mening van wie die Here Jesus Christus is. En ons kan dit nou opdeel in 2 bewegings. Verse 6 tot 8 sien ons hoe dat hy mens geword het, hoe hy homself ontledig het, hy het 'n diensknegt geword, hy was gehoorsaam tot die dood toe. En nou vanaf verse 9 tot 11 sien ons die verhoging van Christus, hoe God hom verhoog het, hom 'n naam gegee het bo alle name, wat getuig dat elke knie sal buig, elke tong sal bely dat Jesus is die Here. Jy sien, die kruis en hierdie kroon hoort by mekaar. Hierdie vernedering wat die Here Jesus hier op aarde geleef en gelei het uiteindelik voortgegaan na 'n verhoging toe. Die hemelvaart is nie los van die kruis nie, dis as gevolg van die kruis. En hierdie boodskap wat ons vanaand hanteer is nie net teologie nie, dit behoort te verander hoe ons leef. Hierdie boodskap gee hoop aan lydende gelowiges, want Jesus verstaan die pyn en die verwerping, hy het dit self deurgegaan. Dit herinner ons dat Christus self regeer. Al lyk die wêreld chaoties, die Here Jesus is nog op die troon. Dit gaan nie oor politiek nie, dit gaan nie oor die ekonomie nie, dit gaan nie oor Satan nie, dit gaan altyd alles oor Christus. En nou kom hierdie hemelvaart en dit behoort ons te roep tot 'n oorgawe, want elke knie sal buig. Die vraag is nie of jy dit sal buig nie, die vraag is net wanneer jy dit sal buig. En nou kan die kerk van die Here leef met 'n verwagting dat ons koning leef, ons koning regeer en uiteindelik sal ons koning weer kom. Jy sien, hemelvaart kom sê vir die kerk, hou aan, volhard. Die koning is op sy troon. Hy's daar waar hy hoort. En so wil ek hierdie gedagtes van verse 9 tot vers 11 net so 'n bietjie oopbreek, om te sien dit wat die Here vir ons ook vanuit sy skrif wil kom wys. Die eerste ding wat ek wil hê ons moet raak sien is dat die vernederde Christus is nou die verhoogde koning. Vers 9 tot 11 sê, daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat op die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. So iets wat ons nou moet raak sien, wanneer ons hierdie gedeelte oopbreek, is daar is 'n woord wat daar begin, en hy begin met daarom. So wanneer ons die woord daarom sien, moet ons vra, waarom? Reg? Dis nie eenvoudig soos dit. Ek kan nie net vir julle sê, doen iets want nie. Ons soek die rede vir die want.
So wanneer Paulus begin met daarom, is hy besig om 'n brug te bou tussen die diep vernedering van Christus en uiteindelik sy verhoging. Die Here Jesus het nie die troon bereik sonder die kruis nie. Hy het nie eers die kroon ontvang en daarna gelei nie. Nee, die pad van Christus het afwaarts gegaan en na daardie afwaartse trajeksie het dit dadelik begin opwaarts keer. In die voorafgaande verse beskryf Paulus hoe diep die Seun van God homself hier op aarde vir elke liewe mens verneder het. Hy wat van ewigheid af by die Vader was, het gewilliglik die heerlikheid van die hemel verlaat. Hy het mens geword. As ons net kan begryp hoe groot dit eintlik is. Hy was God en hy word mens. Dis soos om 'n ou wat 'n BMW te ry, om uit die BMW uit te haal en om in 'n Audi te sit. Dit is nie dieselfde nie. Dit is twee verskillende klasse. Hy het mens geword vir my en vir jou. Die skepper van die heelal het tussen sy skepsele kom woon. Die koning van die hemel het die gestalte van 'n diensknegt aangeneem en hy het nie gekom om gedien te word nie, maar hy het gekom om ons te dien. En daardie vernedering het die diepste punt bereik daar op Golgotha. Die kruis was nie net pynlik nie, dit was vernederend geweest. In die Romeinse tyd was die kruisiging bedoel geweest om iemand publiek te verneder en totaal en al te verwerp. Dit was die straf van slawe en misdadigers. Mense wat gekruisig is bespot, uitgeskel, openlik tot skande gemaak en tog was dit die plek waar die sondelose Seun van God gehang het. Die wêreld het na die Here Jesus gekyk en gedink, hy is verslaan. Hy kan nie die Messias wees nie. As hy 'n koning is, hoekom hang hy aan 'n kruis? Maar die kruis was nooit 'n nederlaag nie. Dit was die pad na oorwinning. Daarom sê Paulus, God het hom ook uitermate verhoog. Die Vader het die Seun verhoog omdat sy werk uiteindelik volbring was. Die hemelvaart van Christus is dus nie Jesus wat terugkeer na die hemel toe nie. Dit was 'n openlike verhoging van 'n koning. Die een wat deur alle mense verwerp is, word nou deur die Vader geëer. Die een wat met dorings gekroon is, dra nou die kroon van heerlikheid voor God. Die hande wat deurboor is, regeer nou oor die heelal. Ek sê weer dat die hemelvaart was God se antwoord op Golgotha. Dit is waarom hemelvaart eintlik so kosbaar is. Dit bevestig dat Christus se offer voor God heeltemal aanvaarbaar was. Hy het nie net in die graf gebly nie. Hy het nie in vernedering geëindig nie. Hy het opgevaar en hy sit nou aan die regterhand van God. Hebreërs 1 vers 3 bevestig dat hy sê, hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Daardie posisie aan die regterhand van God is 'n plek van eer, gesag, mag en alle koninklike heerskappy. En Christus regeer nou. Hy regeer nou. Efesiërs 1 vers 20 en 21 sê, wat hy gewerk het in Christus toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. Geliefdes, wat 'n troos is dit nie vir ons as kinders van die Here nie. Ons dien nie 'n dooie verlosser nie. Ons volg nie 'n mislukte leier nie. Ons koning leef en vandag regeer hy nog steeds. Jy sien, wanneer die wêreld onseker raak, wanneer regerings wankel, wanneer boosheid lyk asof dit die oorhand kry, herinner hemelvaart ons daaraan dat die troon van die hemel nie leeg is nie. Jesus Christus is daar. Die pad van Christus wys vir ons hoe God werk.
Die wêreld van vandag jaag na selfverheffing. Die mens wil hom in homself altyd deur groter maak, sy eie naam bou, sy eie eer beskerm, maar Christus het homself verneder. Hy het kom dien. Hy het gehoorsaam gebly, selfs tot die dood toe, en vanuit dit het God hom verhoog. En so werk die Here steeds. Hy weerstaan die hoogmoedige, maar aan die nederige gee hy genade. Geliefdes, jy kan vandag voel asof die wêreld jou verwerp het. Miskien voel dit asof gehoorsaamheid aan die Here net is dat dit 'n moeilike pad is om te stap. Ons kan in hierdie wêreld so vinnig voel dat ons het nie antwoorde nie, ons weet nie wat gaan aan nie, ons weet nie wat ons môre gaan doen nie. Die petrol gaan weer op, inflasie kom en al die klas van goed. Die boosheid van die wêreld dryf ons in 'n rigting in wat hoe kan ons anders doen? Jy sien, wanneer ons in daardie moeilike omstandighede is, dan dink ons terug aan hemelvaart. Die kruis was nie die einde van die verhaal nie, en dit is ook nie die einde van my en jou verhaal vanaand nie. Vir die kind van God kom die kroon na die kruis. Maar dit kos my en jou iets. Paulus skryf in Filippense hoofstuk 2, hierdie gesindheid wat in Christus Jesus was, moet ook in ons wees. Hy het homself verneder, ek moet myself ook verneder. As iemand agter my wil aankom, moet hy homself verneder, sy kruis opneem en my volg. Dis wat die hemelvaart vir my en vir jou beteken. Die tweede ding wat ons moet raak sien in hierdie gedeelte, is dat die naam van die Here Jesus staan bo elke liewe naam. Filippense 2 vers 9, daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. So nou kom Paulus en hy beskryf die verhoging van Christus, en nou fokus hy op die majesteit van Christus se naam. Hy sê, God die Vader het nie net vir Jesus verhoog nie, hy het hom ook 'n naam gegee, wat bo elke naam is. En in die Bybel beteken 'n naam baie meer as net 'n titel van iemand wat aangespreek word. 'n Naam, selfs in ons tyd vandag, beeld uit 'n karakter, dit beeld uit 'n gesag, beeld uit identiteit, eer en heerskappy. En wanneer Paulus dus sê dat Jesus 'n naam ontvang het bo elke naam, beteken dit dat die Vader hom die hoogste plek in heerlikheid gegee het, en in essensie, daar is niemand soos hy nie. Niemand. Geen koning, geen regering, geen mag, geen geestelike wese, geen mens wat ooit met Christus vergelyk kan word nie. Die wêreld vandag is vol name wat die mense bewonder. As ons net kyk na Hollywood, die mense, daai mense kan aanhang van absoluut geen rede. En deur die geskiedenis sien ons dit ook, dat mense hulle vertroue heeltemal gaan plaas het in konings en politieke leiers, in rykdom en militêre mag en bekende figure, en ook so in hulle eie vermoëns, maar al hierdie name, hulle verdwyn. Hulle vervaag, hulle gaan weg. Konings moet uiteindelik sterf, die rykes val een of ander tyd, regerings verander van tyd tot tyd, bekende mense word vergeet, alles wat die mens oprig is altyd tydelik. Maar nou kom ons by 'n ander naam, 'n naam bo elke naam, die naam van die Here Jesus Christus wat bly vir ewig. En dis wat die hemelvaart vanaand vir ons wil kom wys. Toe Christus opgevaar het na die hemel toe, het hy nie net teruggekeer daar waar hy voorheen was nie. Hy is openlik gekroon as die universele Here. Die hemel het verklaar dat die gekruisigde Jesus die koning van alle konings is. Kolossense 2 vers 10 sê, en julle het die volheid van hom wat die hoof is van alle owerheid en mag.
Daar is geen ander naam hoër as Jesus nie. Geen naam sterker of heiliger of magtiger as die naam van Jesus nie. Vanoggend sit ons en luister na getuienis van 'n oom. Hy sê hulle word aangehou binne in hulle huis en hy sê hy staan koel en kalm op sy bed, uit sy bed op en hy sê vir die ou in die naam van Jesus vlug. Hy het al 8 sy makkers bymekaar gemaak en hulle het gevlug. Ek het nog nooit so getuienis gehoor oor Boeddha of Mohammed nie. Nooit nie. Daar is geen ander naam wat in ewigheid sal heers soos die naam van Jesus nie. Daardie naam dra absolute gesag. Dit is waarom die demone beweeg in sy teenwoordigheid. Storms word stil wanneer hy spreek. Siekes word genees wanneer hy praat. Die dood moet wyk en die mooiste van alles is sondaars kom tot bekering. Die wêreld probeer Jesus dikwels afbring tot net nog 'n godsdienstige leier of 'n profeet of 'n goeie mens of 'n morele voorbeeld, maar die hemel verklaar iets baie groter en dit is Christus is Here. En daardie woord Here is ongelooflik belangrik. In die Griekse Ou Testament is dit dieselfde naam wat gebruik word vir God self, die verbondsnaam van God self. Paulus sê dis nie net dat Jesus belangrik is nie, hy verklaar Christus se godheid en sy absolute heerskappy. Daardie Jesus wat gebore is in Bethlehem in Nasaret groot geword het, aan die kruis gehang het, is Here van die heerlikheid. En die hemelvaart het dit vir ons as mens openlik kom verklaar. Dit bring ons ook, geliefdes, by 'n baie persoonlike vraag. En die vraag wat ons osself moet afvra is wie of wat dra die grootste gesag in my lewe? Wie of wat dra die grootste gesag in my lewe? Baie mense bely Jesus met die lippe. Maar in hulle harte regeer iets anders. Vir sommige mense is dit geld, vir ander is dit trots of sukses of vrees, sonde, een of ander menslike opinie, maar hemelvaart roep ons terug na die waarheid dat net Christus die hoogste naam verdien. Die verhoogde Jesus vra nie bloot 'n bewondering dat ons hom bewonder vir wie hy is nie, hy eis 'n oorgawe van my en jou. Net soos wat hy op die troon sit in die hemel, behoort hy op die troon van my hart te sit. Ons kan nie werklik by die kruis kniel en terselfdertyd ons eie troon wil behou nie. Ons kan dit nie doen nie. En geliefdes, wanneer ons besef wie Jesus werklik is, dan verander dit alles. Dit verander hoe ons leef, dit verander hoe ons aanbid, hoe ons lei, hoe ons bid en ook hoe ons die toekoms sal sien. Want die een wat ons red is ook die een wat regeer. Die naam wat bo elke naam staan is die naam waarop ons moet vertrou. Geliefdes, wanneer jy swak voel, wanneer die wêreld donker raak, wanneer jy onseker is oor môre, onthou, Christus is nog steeds Here. Sy troon beweeg nie. Sy mag het nog nooit verminder nie. Sy heerskappy het, sal en gaan nooit beëindig nie. En eendag sal die hele skepping erken wat die hemel reeds weet, die naam van Jesus is bo elke naam wat hier op aarde is. Derdens sien ons dat elke knie sal uiteindelik buig. Vers 10 sê, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel, die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. So, nadat Paulus nou verklaar het dat Jesus die naam bo alle name ontvang het, wys hy nou op die universele reaksie op daardie naam. Die verhoogde Christus sal nie net deur sommige erken word nie, uiteindelik sal elke knie buig. Daar's nie 'n miskien nie, daar's nie sommiges nie. Elke knie sal
buig. En hierdie is een van die mees aangrypende en ontzagwekkende verklaringe in die skrif. Want vandag leef ons in 'n wêreld waar Jesus dikwels verwerp, geïgnoreer of bespot word. Sy naam word ligtelik gebruik oralste waar ons kom. Baie mense leef asof hy geen gesag oor hulle het nie. Regerings maak planne sonder om die Here Jesus te raadpleeg. Samelewings probeer hom uit hulle denke uit verwyder. Mense bou hulle lewens asof hulle self 'n koning is. Maar Paulus kom nou en hy herinner die kerk dat dit wat nou lyk asof dit buite beheer is, gaan nie vir altyd so bly nie. Die dag kom wanneer elke knie voor die Here Jesus Christus sal buig. Nie sommige knieë nie, nie net die gelowiges nie, nie net die kerk nie. Paulus beskryf 3 groepe hierso. Hy sê die wat in die hemel is, die wat op die aarde is en die wat onder die aarde is. En dit wys op die totale omvang van Christus se heerskappy. Alles en almal val onder sy gesag. Engele in die hemel, mense op aarde en selfs die magte in die duisternis, elke knie sal buig. Niemand sal uiteindelik buite die heerskappy van Christus staan nie. En Hemelvaart verklaar dus dat Jesus nie bloot 'n geestelike figuur of 'n godsdienstige leier is nie. Hy is die universele koning aan wie elke skepsel sal rekenskap gee. Matteus 28 vers 18 sê, en Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Dit bring vir ons die grootste troos, maar in dieselfde asem ook die grootste waarskuwing. Vir die kind van God is dit 'n baie groot troos. Ons leef in 'n wêreld waar boosheid soms lyk asof dit wen. Ons sien die oorlog, ons sien die korrupsie, ons sien die geweld, ons sien die goddeloosheid, ons sien die rebellie teen die Here. En soms kan kinders van die Here wonder, maar waar is die Here in dit alles? Kinders van die Here kan vra, waarom laat hy dit toe? Wanneer gaan die geregtigheid van God kom? En Hemelvaart antwoord dat Christus steeds regeer. En eendag sal hierdie heerskappy van Christus hier op aarde vir elke mens sigbaar word. Die wêreld mag nou rebelleer, maar daardie rebellie teen Christus is heeltemal tydelik. Geen mens sal vir ewig sy vuis teen God kan lig nie. Geen koning, geen regering, geen mag sal uiteindelik teen die koning van die hemel standhou nie. So kosbaar as jy Psalm hoofstuk 2 gaan lees, dan beskryf dit die nasies wat teen die Here rebelleer. En dan is dit vir my so kosbaar om daai vers te sien waar hy sê, en God lag vir hulle. God lag. God lag oor die mens se hoogmoed. God lag oor die mens se trots. God lag oor die verkeerde gedagtes wat ons in ons koppe koester, maar in dieselfde asem roep hy ons om terug te kom om die seun te eer. Jy sien, daar's baie mense wat vandag neutraal wil bly teenoor die Here Jesus. Daar's baie mense wat sê, ek stel nie belang nie, ek sal later besluit, ek leef eers my eie lewe. Maar uiteindelik sal nie een persoon neutraal kan bly teenoor Christus nie, want daar kom 'n dag waar elke mens voor hom sal staan. Romeine 14 vers 11 sê, want daar is geskrywe, so waaragtig as ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal God bely. Daar is eintlik net 2 maniere waarop mense voor Christus sal buig. Jy sien, daar is sommige wat nou gewilliglik in geloof en aan aanbidding voor hom buig. Daar is hulle wat na hom toe kom as hulle verlosser, hulle saligmaker, die een wat op my hartstroon sit en regeer. Dis hulle wat hulle lewens onderwerp aan hom, en hulle ontvang genade en uiteindelik lewe. Maar dan is daar 'n tweede groep wat gedwing gaan word wanneer hulle hom as regter sal ontmoet. Die wat vandag weier om die knie te buig in aanbidding, sal eendag in 'n oordeel nog steeds voor hom moet buig, en dis 'n ernstige gedagte.
Daarom is hemelvaart nie net 'n boodskap van Christus se heerlikheid nie, dis ook 'n oproep, geliefdes, tot bekering. Die verhoogde Christus roep steeds mense na hom toe. Deur die deur van genade staan vanaand nog oop. Die evangelie word nog verkondig, sondaars kan nog gered word, maar die tyd van genade sal nie vir altyd aanhou nie. Dit sal nie. Eendag sal geloof plek maak vir sig. Eendag gaan die hemel oopgaan. Eendag gaan die koning verskyn in sy heerlikheid. Openbaring 19 vers 16 sê, en hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, die koning van die konings en die Here van die Here. En vir die gelowige vang hierdie waarheid ons met 'n oop hart. Ons koning sal uiteindelik volkome kom oorwin. Sonde sal nie die laaste sê nie, Satan gaan nie die laaste sê nie, die wêreld gaan nie die laaste woorde huldig nie. Jesus Christus gaan. En daarom kan die kerk vanaand in 'n verwagting leef, want die verhoogde Christus aan wie ons vandag in geloof buig, is dieselfde koning voor wie die hele skepping eendag sal neerkniel. Geliefdes, die teks sê dat elke knie sal buig. Elke liewe knie. Het jy al die knie gebuig? Het jy al gaan stil word voor hom? En algeheel oorgegee? Of besluit jy maar om die kanse te vat wanneer hy verskyn op die wolke? Is dit dalk waar jy die knie gaan buig? Die probleem is net, dis te laat. Ontmoet hom liewerste as jou verlosser, as jou regter. Ontmoet hom liewerste as die een wat nou koningskap regeer oor jou lewe, as hom wat 'n doodsvonnis oor jou lewe gaan uitspreek. Dis dalk weer tyd, geliefdes, dat ons net weer opnuut die knie voor Christus sal buig. Nie net sal die knie buig nie, elke tong in die laaste gedagte sien ons sal bely dat Jesus Christus is Here. Vers 11 sê, elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. En nou is dit kosbaar om te sien dat hoe Paulus eindig nie hierdie majesteuse gedeelte met een finale waarheid. En dit is nie net dat elke knie sal buig nie, maar ook elke liewe tong sal bely dat hy die Here is. Daardie woordjie bely beteken meer as net om iets te erken. Dit dra die idee van 'n openlike en 'n publieke verklaring, 'n publieke erkenning, 'n volle instemming. Die dag kom wanneer die hele skepping openlik sal verklaar wie die Here Jesus Christus werklik is. En ek weet dat ons het vandag bitter baie opinies oor wie Jesus was. Sommige sê dat hy was net 'n goeie mens of 'n profeet, godsdienstige leier. Baie sê dat hy is een of ander morele voorbeeld vir ons as mens. En ander mense verwerp hom nou heeltemal. Hulle gooi die hele idee van Jesus weg. Sommige bespot sy naam, ander ignoreer hom asof hy irrelevant is. Maar geen mens se opinie verander die waarheid van Christus nie. Die hemel het reeds verklaar wie hy is. Die Vader het hom klaar verhoog. Die hemelvaart van Christus is God se openbare bevestiging dat Jesus die ewige Here is, en eendag sal elke liewe tong dit bely. Kosbaar, die Griekse woord wat hier gebruik word vir Here is die woord Kyrios. In Paulus se tyd was hierdie woord ongelooflik betekenisvol. Dis gebruik vir 'n meester, vir 'n heerser, vir 'n koning. En in die Ou Testament, soos wat ek nou genoem het, selfs die verbondsnaam van God. So wanneer Paulus hierso sê dat Christus is Here, verklaar hy nie bloot dat Jesus belangrik is nie, hy verklaar sy godheid. Hy verklaar sy absolute gesag, sy ewige heerskappy. Hier dieselfde Jesus wat hier op aarde moeg geword het, wat hier op aarde honger gehad het, wat hier gehuil het, wat gekruisig is tergelykertyd die ewige Here van die heerlikheid. En dis die wonder van die evangelie. Die koning
wat op die troon sit, is dieselfde lam wat vir my en vir jou geslag is. Hemelvaart kom wys vir ons dat Christus nie meer in vernedering is nie. Hy sit nou aan die regterhand van die Vader in sy majesteit. Petrus sê, wat heen gegaan het na die hemel en aan die regterhand van God is, terwyl engele en magte en kragte aan hom onderwerp is. En ek wil net hê dat ons moet weet dat niks hiervan is simbolies nie. Niks nie. Christus regeer werklik. Hy heers werklik. Hy is waarlik die Here. Die Here oor al die nasies, die Here oor die geskiedenis, die Here oor die kerk, die Here oor die dood, die Here oor die Satan, en hy behoort Here te wees oor jou lewe. Daar bestaan nie een hoek van die skepping waar Christus nie Here is nie. En hierdie kosbare waarheid behoort weer vir ons 'n kosbare troos te bring, want die wêreld voel soms donker en onseker. Mense raak bang vir die toekoms en omstandighede verander vinnig, maar die kerk moet onthou dat Christus is die Here. Sy troon wankel nie, sy plan misluk nie, sy mag sal nooit verminder nie. Hierdie verhoogde Christus regeer selfs wanneer ons dit nie kan sien nie. Maar weer, dit vra 'n persoonlike antwoord. Dis moontlik om met jou mond te sê die Here Jesus is die Here. Dit is maklik om dit met my tong te bely. Maar regeer hy jou lewe? Regeer hy jou lewe? Ware belydenis, geliefdes, kom nie vanuit die lippe nie. Ware belydenis kom vanuit 'n hart wat oorgegee is aan hom. My lippe kan dit sê, maar sê jou hart dit ook. Om te bely dat die Here Jesus Here is, beteken ek behoort aan hom en nie aan myself nie. Dit beteken dat my lewe is onder sy gesag. My wil moet buig onder sy wil. My sonde moet heeltemal neergelê word en my aanbidding behoort aan hom en aan hom alleen. Dit is waarom Paulus hierdie gedeelte begin met Christus se nederigheid en sy gehoorsaamheid. Want die verhoogde Here roep nou elke liewe mens om in daardie selfde gehoorsaamheid saam met hom te leef. Die vertroosting word gevind dat die een aan wie ons onderwerp is nie 'n harde tiran nie. Hy was nog nooit 'n harde tiran nie. Hy is die verlosser wat gekom het om sy lewe vir ons te gee. Hy is die een wat gekom het om te soek en te red die wat verlore is. En die Here op die troon dra nog steeds die merke van die kruis. Sy hande is die wat nou regeer. Eens op 'n tyd deurboor van elke liewe sondaar. Ons verlosser het nie net vir ons gesterf nie. Hy leef, hy regeer, hy tree vir ons in. Die kosbaarheid daarin gevind dat hy kom weer. 1 Timoteus 6 vers 15 sê, wat op sy eie tyd vertoon sal word deur die salige en enigste heerser, die koning van die konings en die Here van die Here. Eendag sal die hele skepping saamstem met dit wat die hemel vandag verkondig. En dit wat die hemel vandag verkondig is Jesus Christus is Here. En tot op daardie dag, geliefdes, buig die kerk in gewilligheid, in aanbidding, in liefde en aan totale oorgawe aan hom wat die koning is. Die vraag is, buig jy saam? Bely jy saam? Leef jy saam? Kosbaar om te sien hoe die Here Jesus gegaan het van die kruis na die openlike kroning van sy koningskap en sy heerskappy. Hoe hy gegaan het van vernedering deur elke liewe mens na die heerlikheid
daar waar God is, van Golgotha regdeur tot by die troon. Geliefdes, dit was Jesus wat gekruisig is. Dit was Jesus wat bespot is. Dit is Jesus wat in 'n graf neergelê was. Maar in en deur dit alles het hy opgestaan, hy het opgevaar en hy regeer vandag nog as koning. Hemelvaart verkondig vandag aan die wêreld dat daardie troon is nie leeg nie. Die Here Jesus is daar. Christus is verhoog. Sy naam staan bo elke naam. Elke knie sal buig, elke tong sal bely dat Jesus Christus is die Here. En daarom kan ons vandag in 'n volle hoop leef, met vrymoedigheid aanbid en met 'n verwagting uitsien, want ons koning leef, hy regeer en hy kom weer. Geliefdes, ons kan nou vir ewig lank, ons kan nog vir ure praat oor hoe goed God is en die grootheid van hemelvaart en dit wat dit alles vir ons beteken het, maar dit beteken absoluut niks as jy hom nie aangeneem het as die verlosser en die saligmaker. Dit beteken niks. Sy werk is gedoen. Sy werk is gedoen toe hy die gestalte van God verlaat het om aan my en jou gelyk te word. Dit is gedoen. Sy werk was gedoen toe hy uitgeroep het op die kruis, tetelestai, dit is volbring, dit is gedoen. Sy werk is gedoen toe hulle hom in die graf neergesit het, onder bewaring met die Romeinse soldate, en toe hulle daar aankom, en hulle vind die graf leeg, dit is gedoen. Sy werk was gedoen toe hy sy heerlikheid aan die mensdom geopenbaar het, en hy saam met hulle geloop het, dit is gedoen. Geliefdes, sy werk is gedoen toe die Galileese manne daar opgestaan het, na die hemel gekyk het en na verklaar is, hoekom staar heel na die hemel? Hy wat Jesus is, net soos wat hy opgevaar het, hy kom weer terug. Dit is gedoen. Amper gedoen. Dit is nog net die terugkoms wat moet gebeur. Die werk is gedoen. Sy werk is gedoen. Sy deel is gedoen. Jou deel is om na hom toe te kom. Te besef wie en wat hy werklik is. Die koning van die konings, die Here van die Here, die grootheid van die heelal. Dis hy wat jou gevorm het in die skoot van jou moeder. Dis hy. Geliefdes, dis hy wat vanaand nog die asem deur jou longe laat vloei. Dis nie jy nie, dis hy. Dis hy wat vanaand seker maak dat die are deur jou hart moet pomp. Dis hy wat môreoggend gaan seker maak dat die son weer vir ons opkom. Dis nie ons nie, dis hy. Op grond van sy werk wat voldoen is. Kom vra ek vanaand, is jou werk gedoen? Het jy vanaand sekerheid van saligheid? Het jy daardie sekerheid dat net soos wat hy opgevaar het, hy weer gaan terugkom, en wanneer hy terugkom, gaan ek uithardloop, hom tegemoet met oop arms, my knie gebuig, met my tong bely, dat Jesus, U is my Here. Het u vanaand daardie sekerheid? As u nie daardie sekerheid het nie, asseblief moenie huis toe gaan nie. Asseblief bly agter, kom praat met ons, en ons kan u help om ook daardie keuse te maak. Mag die genade van die Here met ons elkeen wees, en in deur dit alles. Kom ons bid saam. Dierbare Here, baie dankie dat ons hierdie gedeelte so bietjie kon ontpak en kon ontleed en daaroor kon praat. En dankie Here dat ons oor geen ander onderwerp vanaand gepraat het as U nie. Hoe U Uself kom tentoonstel vanuit U woord, dit wat ons lees, Here, dit wat ons hoor. En in en deur dit, Here Jesus, wil ons U kom eer vir dit wat U gedoen het. Ja, Here, ons wil U eer dat U die evangelie vir ons moontlik gemaak het.
die krag van God tot redding. In dankbaarheid staan ons, Here, dat U opgevaar het na die hemel en dat U vanaand intree vir ons almal. Die regeerder van die heelal is. En Here, ons kan nie anders doen om vir U die eer, die lof en die totale aanbidding van ons harte te bring. Ons kan nie anders doen. Maar ek kom bid vir een vanaand, Here, wat nog nie daardie besef, daardie keuse gemaak het nie. Kom bid vir hulle, Here, wat nog op die draad sit. Mag U stem vanaand waarlik hoorbaar word. Sal U vir ons wys wat ons moet los. Sal U ons oortuig waar ons nog nie reg is nie. Here Jesus, sal U naam in ons lewens regeer. Mag ons waarlik met 'n oop hart knie buig en met die tong bely dat Jesus is die Here. Ons bid dit in diepe afhanklikheid, met groot dankbaarheid, Here, vir dit wat U vir ons gedoen het. Alles in die naam van die Here Jesus Christus.